Stel jou voor, jy stap in die woud en verbeel jou jy sien 'n swempie rook agter 'n boom uitkom. Jy gaan loer vinnig om seker te maak daar is nie 'n brand aan die kom nie. Maar as jy agter die boom gaan loer, sien jy dit is rook wat by 'n klein skoorsteentjie uitkom, want daar tussen die wortels van die boom is 'n klein deurtjie, vensters en ja, 'n skoorsteen. En daar gaan die deur oop. 'n piepklein mensie, skaars langer as jou enkel, kom uitgestap. Hierdie mensies dra dikwels gepunte hoede en kleurvolle klere soos klein baadjies en stewels. Hulle het ook gewoonlik lang golwende baarde, veral as hulle ouer is. Jy sal hulle dalk in tuine, woude of selfs onder die wortels van bome vind waar hulle woon. Hulle is klein, maar kan verrassend sterk wees. Kan jy raai wat dit is? Dit is 'n kabouter. En in Engels noem ons 'n kabouter 'n gnome, met 'n G nogal. Kabouters is klein mensies uit volksverhale. Hulle word dikwels uitgebeeld as bewakers van die aarde, wat tuine, woude of verborgde skatte oppas. Sommige stories sê hulle is behulpsaam en vriendelik, terwyl ander sê hulle is stytig of selfs half skaam, amper teruggetrokke. As iemand teruggetrokke is, beteken dit hulle verkies om alleen te leef en ander se geselskap te vermy. Kabouters is veral bekend vir hul verbintenis met die natuur en hoe hulle met diere kan gesels en hulle kan help. So, waar kom kabouterstories vandaan? Die idee van kabouters is effens meer onlangs as sommige ander denkbeeldige kreature. Alhoewel daar soortgelyke wesentjies in ouer volksverhale was, is die woord gnome of kabouter waarskynlik in die 1500s uitgedink deur 'n Switserse wetenskaplike en skrywer genaamd Paracelsus. Paracelsus het kabouters as aardgeeste beskryf, wesens wat in die grond woon en mag oor die aarde het. Hy het gedink hulle was verbind met dinge soos minerale en skatte wat diep onder die grond verborge was. Hierdie idee van kabouters as aardbewoners het baie gewild geraak. Met verloop van tyd het kabouters in baie stories en kuns verskyn. Hulle het karakters in sprokies en kinderboeke geword. Hulle is dikwels uitgebeeld as hardwerkende en flikse skepsels, wat tuine oppas of handewerk doen. Die idee van 'n kabouter met 'n gepunte rooi hoed en 'n baard is 'n meer moderne uitvinding, maar dit het die mees herkenbare manier geword hoe ons hulle vandag voorstel. Een storie waarin kabouters voorkom is Die skoenmaker en die kabouters, maar dalk ken jy die storie as Die skoenmaker en die elfies, deur die broers Grimm. Alhoewel hulle nie presies as tradisionele kabouters beskryf kan word nie, is hulle behulpsame klein wesentjies wat uitkom en 'n arm skoenmaker help om meer skoene te maak as wat hy self sou kon maak. En wat eet kabouters? Aangesien hulle so met die natuur verbind word, eet hulle waarskynlik dinge wat reguit uit die aarde uitkom. Hulle geniet seker vrugte, bessies, neute en wortels. Miskien het hulle spesiale resepte vir sampioene of kruiesop. Sommige stories sê hulle drink selfs die dou van blomme af. Kabouters verskyn in baie fantasieboeke, veral vir jonger lesers. Kyk gerus uit vir Will Huygens se pragtige boek met illustrasies deur Rien Poortvliet. En dan is daar natuurlik ook Blommie, Kwaadjie en al die ander kabouters wat jy in Blommeland sal kry in die liewe heksie stories. En gewoonlik is dit hier waar ons sê wat jy kan doen om jouself teen 'n kreatiewe kreatuur te beskerm. Wel, kabouters is gewoonlik gaaf en jy het nie nodig om jouself te beskerm nie. Maar loop saggies as jy stap. Jy mag dalk op een trap. En dit is dan dit vir die kabouter, vandag se kreatiewe kreatuur. Tot die volgende aflewering, lekker luister, lekker lees en lekker leer.